Hy welkom hier by Alles Sport. Hier waar ons praat oor al die sportgebeurtenisse van die vorige naweek en wat ons julle op hoogte hou van wat aangaan in die sportswêreld. Wel, die eerste nuus waarop ek wil fokus vandag is op die Europa League wat laasweek donderdag tot 'n einde gekom het vir die semifinale waar United deurgedring het na die finaal toe deur Bilbao te klop 4-1 en hulle tweede been van die semifinaal en hulle is deur nou na die finaal toe waar hulle teen Spurs te staan sal kom. Manchester United het daarom nog een trofee waarin hulle meeding en wat hulle kan oorwin, maar hulle kom teen 'n sterk span te staan in die finaal. Ja, dan was daar ook die naweek was daar weer eens MotoGP gewees. Dit was die wedren gewees in Frankryk hierdie naweek. Die sprintreis was gewen deur Marc Marquez en die Sondag is die wedren self gewen deur Johan Zarco, 'n Fransman. Dit is die eerste keer in 70 jaar, 71 jaar wat 'n Fransman die Franse MotoGP in Frankryk wen en hy het dit gedoen in nat weer. Dit was 'n wedren met al sy skokke en ongelukke en penalties en daar was net soveel goed wat gebeur het maar op die einde Johan Zarco dit gewen en hy het dit verdien. Dit was 'n baie goeie oorwinning vir hom. Marc Marquez tweede en derde was Aldeguy, Alex Marquez spanmaat in die Gresini en Alex Marquez het uitgeval met 'n ongeluk hier op die einde. Hy was die hele tyd ook in die wedren gewees. Slegte nuus daarvoor. Die leaderboard op hierdie stadium dan nou in die MotoGP is Marc Marquez op 171 punte, so hy het nou weer die nommer 1 posisie in sy broer Alex wat nou uitgecash het in wedren en dus nou baie punte verloor het. En dan in tweede plek is dan nou nog Alex Marquez op 149 punte en in derde plek is Pecco Bagnaia op 120 punte. Hy het ook 'n ongeluk gehad in hierdie wedren en ook dus baie punte verloor wat hy nie kan bekostig nie. Dan was daar ook weer Verenigde Rugby Kampioenskap hierdie naweek. Die 4 Suid-Afrikaanse spanne was almal het gespeel hierdie naweek. Die eerste wedstryd van die 4 spanne was die Sharks gewees. Hulle het gespeel teen Ospreys en hulle het gewen 29-10. Die tweede een was die Bulle teen Cardiff en 45-21. Dan was dit die Stormers se beurt teen die Dragons. Hulle het gewen 48-12. En die Lions ongelukkig hierdie naweek glad nie 'n goeie wedstryd gehad teen die Scarlets nie, verloor 32-19. Die skokresultaat was gewees Benetton wat die Glasgow Warriors gewen het wat huidiglik tweede lê op die leaderboard en hulle het gewen 33-7. Dis nie goeie nuus vir die Skotse span daar nie, want hulle en die Bulle kompeteer juis vir daai tweede plek op die leaderboard. Maar ja, die Sharks en die Bulle het reeds nou gekwalifiseer vir 'n tuis kwartfinaal wat nou die einde van die maand is met nog 1 ronde van jou gewone in die Verenigde Rugby nog oor. So ja, daar was dan natuurlik ook die junior bokke wat gespeel het en hulle het hulle laaste wedstryd verloor teen New Zealand en New Zealand het toe nou die onder 20 kampioenskap gewen. So wel gedaan aan hulle. Dan was dit ook Yuki Tsunoda se verjaarsdag gister gewees. Ons wil hom graag gelukkig verjaarsdag toegee en hoop dat hy ook beter sal vaar in die res van die Formule 1. Daar is natuurlik Formule 1 wat weer opkom hierdie naweek weer wat kom. Dit is dan nou al die hoofsportgebeurtenisse. Daar was ook WWE Backlash gewees hierdie afgelope naweek wat ook 'n paar goeie fights opgelewer het. Daar was die Fatal 4-way gewees wat Fatu weer gewen het of sy United States kampioenskap verdedig. Daar was die fight gewees tussen Gunther en McAfee wat natuurlik 'n omroeper is of 'n uitsaaier is van die WWE en dit was nogal 'n baie aanskoulike fight gewees. So ja, dit was die WWE gewees hier naweek. So hoop julle geniet
ons kanaal, want hier praat ons alles sport, hier gaan dit alles oor sport, en ons wil weer vir julle vra, asseblief like en subscribe op ons kanaal, wees deel van ons kanaal, stuur vir ons enige video's, enige foto's, enige nuus van enige local sportsbyeenkomste of enige uitslae of enige iets wat gebeur rondom en by julle, dat ons dit hier op hierdie kanaal ook kan deel met die mense en praat daaroor, want hier praat ons alles sport.